Ja, ons het nou lekker aan bid. As ons hier uitloop vandag, dieselfde as wat ons ingekom het, dan het ons nie geluister nie. Ons het nou pragtig gesing en so aan. So, nou gaan ons 'n bietjie luister na die woord. Die eerste woorde wat ek vanmôre gehoor het is, ek ken 'n naam, dis dierbaar vir my bo alles. En ons ken 'n naam, ons het nou net gesing, hy is met ons, maar eintlik is dit die Heilige Gees, wat nie net met ons is nie, maar in ons is, en hy is die een wat alles vir ons doen. Halleluja. So ons gaan nie dieselfde hier uit, as wat ons ingekom het nie. Wat het jy vanmôre nodig van die Here? En ons het nie altyd iets nodig nie, behalwe die genade het ons in elk geval al die tyd. So ons is hier so om sy naam groot te maak, om te kyk wat hy vir ons het, en ek kan julle waarborg, dit wat jy, as jy vanmôre, wat jy nodig het, gaan jy kry. Jesus het vir Martha gesê, as jy kan glo, sal jy die heerlikheid van die Here sien. Amen. En ons gaan begin met die nagmaal. En toe Lukas vra dat ons die nagmaal moet gebruik, toe dink ek is goed, want Jesus sê vir sy disippels, dit is die laaste Pasga wat hy gaan hou. Nou, die Pasga ken hy al van 'n kind af, want hy het soos daarmee saam groot geword. En toe kom hy en hy het sy disippels geroep, en dis nou die 3de keer wat hy saam met hulle die nagmaal gaan hou. Maar is ook die laaste keer wat hy dit gaan hou. Want hulle het, Johannes die Doper het hulle geleer, en toe hy gedoop het, en het gepraat van die lam van God. Jesus noem homself as die goeie herder. En ek het nou die dag vir die karwagter gevra of hulle weet wat 'n herder is. Want ek het nog nie 'n herder hier in die dorp gesien nie. 'n herder is iemand wat die skape hom volg. Is nie eenmal die skape aanjaag nie. So Jesus is nie hier om ons aan te jaag na ons bestemming nie. Ons volg hom. En is dit nie wonderlik dat ons hom kan volg? Ek word nou die dag wakker met daar, my desire to be like Jesus. His spirit fills me. His love overwhelms me. In word and deed to be like him. En ons kan soos hy wees deur die krag van die Heilige Gees. Ek wil sê 'n prediker wat baie bekend is, want groot skade trek, sê een keer in een van sy groot crusades, Jesus gaan Saterdag op hierdie verhoog wees. En dadelik was dit 'n leuen, want Jesus gaan nie op die verhoog wees nie. Die Heilige Gees gaan daar wees, want God is met ons, en hy is in ons, en is die Heilige Gees. So wat, ek wil sê vanmôre, wat jy nodig het, wat jy, ek wil nie eers sê begeer nie, maar wat jou verlange vanmôre, kan hy vervul. En dit moet ons verlange wees, is om soos Jesus te wees. Daar's nog 'n lied, to be his hand extended, reaching out to the oppressed. Let me touch him, let me touch Jesus, so that all will know and come to know his name. So, vanmôre gaan ons die nagmaal gebruik, en ons gaan dan vir Lukas en Susan bid, dat hulle lekker sal vlieg. Dis al vlerkies wat julle hier gaan kry, is die vlerkies van die vliegtuig. Jy gaan nie eens vlerkies in die hemel kry. Ja, so, as jy hierdie nagmaal gebruik vanmôre, dan is dit, soos Jesus vir sy disippels gesê, die laaste Pasga wat hy met hulle gehou het, sê, ek het begeer om hierdie Pasga met julle te hou.
So, ek wil sê, hierdie moet vanmôre so spesiaal wees vir jou. Jy moet iets verwag. En as jy niks verwag en jy niks kry nie. En nou moet jy vinnig dink, wat verwag ek vanmôre van die Here? Wat kan hy vanmôre vir my gee in hierdie dag? As dit iets is wat ek nou wil hê, of is dit iets wat ek in 'n tydperk wil hê, maar wat wil ek hê vanmôre? Dit val my op dat Jesus het amper nooit mense weggestuur nie. Ek kan nie nou aan iemand dink nie. Selfs die Fenisiese vrou het hy vir haar gesê, die honde kan nie van die kinders se kos kry nie. En ek dink as dit enige een van ons was, as dit ek was, ek gesê, okay, goodbye. Dan sê ek terug, ja, ek het gegaan na daai diens toe en die pastoor het dit gesê en dat gesê. Daai vrou het gesê, maar Jesus, ek sal jou hondjie wees. Laat net 'n krummel val. Ek sal hier wag. Soos wat my hondjie is daar as ons eet, dan is sy maar dan kyk of daar nie 'n stukkie vleis vir afgegooi word nie. Want sy weet iemand gaan vir haar 'n stukkie vleis. En as ons vanmôre in daai posisie is, dan gaan daar 'n krummel wees. En weet julle wat? Daardie krummel was meer as genoeg. Dit het haar grootste droom, haar grootste begeerte, haar grootste belange vervul. En vanmôre, hier is dit. Jou grootste verlange gaan hy vervul. Ons sit hier, ons elkeen het 'n ander begeerte. Weet julle, dis die enigste keer, Jesus is die brood van die lewe. Die kerk, ons is sy liggaam. Die enigste keer wat die liggaam kan gebreek word, is wanneer ons die brood breek. So ons is die liggaam van Christus hier, ons is een. As ons aan 'n ander groep is, dan is ons die liggaam van die Here, dan is ons een. En uiteindelik, in die groot heel gaan al die liggaam van Christus een wees. Ek sê nou die dag vir die karwagte, ek kan al die tale praat in hierdie wêreld. Julle het nie geweet nie. Vra my om enigiets in enige taal te sê. So watter taal wil jy moet praat? Sê vir my nie, wat taal moet ek praat? Afrikaans dan, of Engels? Nee, maar ek kan Engels en Afrikaans praat. Frans. Halleluja! Amen. Blik Russies praat. Halleluja! Dit werk. Halleluja werk. Want dis 'n aanbiddingskreet. Ja. En vanmôre met hierdie brood gaan ons halleluja, halleluja brood. Nou, Jesus sê vir sy disippels, sy die laaste keer, gaan berei die Pasga voor. Lekker gebraaide skaapvleis, wyn en so aan. Ons gaan die Pasga. Dit is, nou is hy die herder. Maar die herder gaan die skaap word. Die herder gaan die lam van God word. En ek kan nie myself indink as dit wat hy gevoel het, om te dink, hier bedien ek my liggaam vir die liggaam, maar dit gaan eers gewaarword word wanneer ek op daai kruis hang. En dit was nog goed. Hy het dit deurgegaan. Hy het sy voete gewas, hy het al daai dinge gedoen, maar daar moes angs gewees het om te weet, dit is die tree wat ek nou stap, en hierdie tree, elke tree wat ek stap, is nader aan die kruis. Het die disippels geweet, nadat hy vir hulle gesê het, hy het gesê, ek verlang om huis toe te gaan, maar my stap huis toe gaan deur die kruis wees.
Romeine 8 sê hy, as God nie sy eie seun gespaar het nie, maar hy vir ons almal gegee het, hoeveel te meer sal hy vir ons alles in hom gee nie? Alles. Wat alles het jy vanmôre nodig? Ek gaan julle eers bedien. So, julle het alles. Julle het niks nodig nie. Dit is die liggaam van Jesus wat vir jou gebreek is. Halleluja. Hou dit, moenie net eet nie nou nie. Dis die liggaam van Jesus wat vir jou gebreek is en vir jou genesing in Jesus naam. So wanneer ek die liggaam vir jou gee, gee hy vir jou saam met dit wat jy nodig het, dit wat jy begeer vanmôre, vir jou Jonkie, vir Pieter, dit wat jy nodig het, vir 'n kragtige woord, wanneer jy jou gemeente bedien, dat hierdie hande genesing sal bring, vir jou Barries, dat jy 'n stem sal verhef en Jesus groot maak. Naas vir jou oë, vir jou wat jy nodig het vanmôre, JJ vir jou, vir Henny en vir my. Wow, ons het dit gemaak. Die liggaam het dit gemaak. Halleluja. Wat het ek vanmôre nodig? Weet jy, hy weet. Ek sê elke dag, Jesus, wat vorentoe? Dawid sê, ek weet my pad vorentoe is kort. Dit is. Elke dag is jy dag nader aan jou dood. Ja. Of moet ek jok. Elke dag is jy 'n dag nader aan jou lewe, jou ewige lewe. Amen. Is dit nie wonderlik nie? Weet julle wat Jesus sê? Ek gaan sterf, maar ek gaan weer lewe. Hulle het hom nie geglo nie. Ja, weet, ons praat, ons sê baie dinge, maar glo ons dit in werklikheid? Want selfs Petrus en Johannes, Maria, kom na hulle toe en sy sê, hoor hierso, die graf, hy's weg. Hy's nie net dood nie, maar hy's weg. Kom kyk. Petrus en Johannes hardloop, en een hardloop voor die ander, en ek dink was seker Johannes, Petrus een van hulle, en hulle kom en hulle kyk, hulle sê, hy's weg. So waar, hy's weg. Ok. Hulle loop, wag, wat gebeur? Hulle gaan huis toe. Maria sê nee, ek soek hom. Hoe kan ek net huis toe gaan en sê, wonder wat het van hom geword? Wat het van Jesus geword? Nou vanmôre, wat het van hom geword in my lewe? Wat het hy vir my gegee? Ek weet, hy is in ons lewe, ons het hom. Ons is aan verlossers wat hy sit. Weet jy, daai mosterdsaad geloof het jy vanmôre. Die feit dat jy hier is, en die feit dat jy gaan vra, bid vir my vir dit, bid vir my vir dat, is klaar geloof, is meer as 'n mosterdsaad. Petrus en Johannes sê, ok, kom ons gaan huis toe, haal ons visstokke, ons gaan maar aan met ons lewe, hy is weg. Hy is nie net dood nie, hy is weg. Ons het gesien, hy het gesterf. Ja, ons het daai woorde gehoor. Ons het daai bloed gesien. Ons het daai liggaam gesien. Sien ons vanmôre die liggaam wat verbrysel is. As jy na sy rug kyk, Pieter, sien jy daardie bloed wat gevloei het is vir jou volmaakte genesing vanmôre. Dit wat jy nodig het. Weet jy wat? Daardie, ek glo nie ons kan ons indink hoe hy gelyk het nie, maar soos wat hy gelyk het, daardie bebloede liggaam.
So gee hy vir ons die teenoorgestelde, die mooiheid in ons lewe. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Jesus van die liggaam by die laaste Pasga. Dankie dat hy Paulus gevat het om vir ons die werklikheid daarvan uit die Bybel in te sit. En hy vat vir daai brood en hy sê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Dit het al klaar gebeur met die Pasga, elke Pasga. Het klaar gebeur op daai oomblik. Dit moes net vervul gewees het toe hy gekruisig is. En hy sê, dit is my liggaam. En Paulus sê, doen dit waardig. En onderskei my liggaam. Want baie mense het al gesterf, en ander is siek, omdat hulle nie my liggaam onderskei nie. Wanneer ons hierdie liggaam nou gaan eet ons gesondheid vir ons liggaam. Jy neem dit aan. Jy kan vanmôre hier uitloop met die gesondheid en groter gesondheid as wat jy het op die oomblik. Elkeen van ons kan getuig. Hoe lank het die Here jou gesond gehou? Hoeveel keer het die duiwel nie probeer om hy siekte op jou te sit? En as jy vir hom sê, deur sy wonde is ek genees. 1 Petrus 2 vers 24. Ek het die sonde afgelê. Weet jy wat? Hy het my sonde vergewe. Maar my liggaam het hy genees. En hierdie liggaam moet gesond wees, want hy gee gesondheid. Kom ons eet hierdie liggaam, maar ek eet gesondheid. Jo, kan jy voel hoekom die gesondheid in jou lewe? Kan jy voel hoekom ek wil nie sê beterheid nie, want ek dink waar ons 'n probleem het, ons glo altyd, maar ons glo nog, dit gaan nog gebeur. Ons moet dit nou gebeur. En nou die bloed van Jesus Christus uit die liggaam geseën, maar die bloed aanvaar ons baie maklik, want dit is geestelik. Wanneer ons die bloed drink, dan weet ons, hy het ons sondes vergewe. Ons weet dit net. Ons hoef nie te voel ek is vergewe nie. Ek weet ek is vergewe, want sy woord is die waarheid. En hy vat hierdie beker, en hy sê, dis die bloed in die Nuwe Testament. Ons is in die Nuwe Testament. Ons is nie meer soek die koninkryk nie. Die koninkryk is in ons. Die Jode het nie die koninkryk aanvaar wat vir hulle gegee is nie. Toe kom Jesus en sê, ek gaan my liggaam by. So ons is die liggaam, en die koninkryk is in ons. En daai koninkryk het gesondheid, het alles wat ons nodig het. En hy vat die beker, en hy sê, dankie vir hierdie beker. En kom ons sê net vir hom, dankie vir hierdie beker. Dankie vir die bloed van Jesus. Kom ons sing net daardie, oh, the blood of Jesus washes me whiter than snow. Oh, the blood of Jesus, oh, the blood of Jesus, oh, the blood of Jesus, it washes whiter than the snow. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir die bloed van Jesus. Dit was my witter dan die sneeu.
Jesus het die beker geneem en het God gedank. Vader, baie dankie vir die bloed van Jesus. Ons buig hier voor in aanbidding voor U magtige Vader. En ons eer U en ons loof U vir die eniggebore seun wat U gegee het, sodat ons vergifnis van sondes kan kry. As ons net dink, die bloed van Jesus Christus reinig ons van al ons sondes. Ek is so bly, ek is so dankbaar, dat elkeen van ons wat hier is vanmôre, as hy ons sien, dan sien hy ons deur die bloed van Jesus, as ons 2 Korintiërs 5 vers 16, vers 21, hy het hom, Jesus, hy, God die Vader, het hom Jesus Christus, wat geen sonde gehad het nie, sonde gemaak vir ons, sodat ons die ewigheid kan kry en dat ons vergifnis kan kry. So dit is die bloed van Jesus. Kom ons van die bloed van Jesus, ons gaan dit saam gebruik. Die bloed van Jesus wat ons reinig van al ons sondes. So as ons voel, en gister het ek dalk weer 'n trappie afgetrap, maar ons is klaar vergewe. Dis genade. Dis genade. Ons is so bly, ons is nie in die gospel, die evangelie van die koninkryk nie, ons is in die evangelie van genade. Ons het genade op genade op genade. Elke dag die bloed van Jesus Christus, wat ons reinig van al ons sonde. Amen. Bloed van Jesus Christus, vir jou, maar stel, en ek het klaar vir jou gegee, dankie. Amen. So wonderlik, dis so wonderlik. Ons gaan nie uit, anders is wat ons hier ingekom het, Amen. met hierdie wat ons nou gedoen het. Halleluja. Vader, baie dankie vir die bloed van Jesus weer eens. Dat die Heilige Gees net daai werklikheid vir ons nou gewaar word in ons binneste. Ons is een liggaam. Ek is deel van jou, onderskei die liggaam. Ons het genesing geëet en nou bevestig ons net die vergifnis van ons sonde wanneer ons hierdie beker drink, die bloed van Jesus Christus. Kom ons neem die bloed van Jesus Christus. Amen. Halleluja. Amen. Wat is jou begeerte vandag? Wat verwag jy van Jesus in hierdie dag? Lukas en Susan gaan weg, ons gaan hande op hulle lê. Jy moet 'n Suid-Afrikaanse gevoel of krag of iets bring vir iemand daar, julle twee. Ja. As jy jou gitaar saamvat, nie iemand het 'n gitaar daar wat jy kan speel. Julle twee moet vir iemand daar 'n kragtige daad in hulle lewe bring. Julle kan, want ons het die Heilige Gees, ons het alles. Ja. Ons moenie onsself in die sin minderwaardig ag teenoor enige iets anderste. Ek praat nie van hoogmoed nie, ons is nederig, want in onsself kan ons niks doen nie. Maar waar ons is, kan ons 'n kragtige ding doen. Ons het dit in ons. Daai vuur moet in ons brand. Weet julle wat was die geheim van Sadrag, Mesach en Abednego? Weet julle werklik wat is die geheim? En daai geheim is in jou ook, is in my. Dis daai vuur.
Die boere sal vir jou sê, hulle veg vuur met vuur, hulle maak voorbrande. Hulle maak 'n vuur om daai vuur te bestry. So daardie 3 manne, toe hulle nie, hulle was klaar warm, hulle was klaar gebrand, hulle, om die waarheid te sê, ek glo toe hulle in daai vuur gaan, toe word die vuur warmer. Amen. Hulle het met 'n warmer vuur ingegaan as die vuur wat vir hulle gewag het. En vanmôre in jou lewe en in my lewe, daai vuur wat die vyand jou wil ingooi, in daai oond van Nebukadneser, jou vuur gaan daai vuur blus. Amen. Halleluja. Julle twee, daai vuur wat julle saam met julle vat, daai vliegtuig gaan 'n bietjie bewe. Ek sien Hendrik maak altyd so met sy been. Ja. Daai, weet jy kan bewe van vrees of jy kan bewe van krag. Ja. Het jy gesien die Heilige Gees baie keer oor mense kom hulle bewe. Dis nie van vrees nie, dis van krag. So as iemand bewe, moenie dink hy kry koud nie. Dis daai hitte wat hom laat bewe. Wat is daar wat jy nodig het? Enige een wat werklik iets van die Here vanmôre nodig het, sê dit. Ons het paar pastore en broeders hierso wat vir julle kan bid. Sy kan die uitloop met om al die genesing vir oom Swan en tannie Elsabeth. En dan dink ek ook aan 2 sterftes. Eddie se swaar uitding vertroosting en 'n pastoor Peer beweer. ek sal vir hulle bid. Ja, en Anita se ma word ek vandag. Ja, okay, kom ons bid nou vir Eddie se versoek wat gebring is. Ja, Eddie se swaar is oorlede. Hy Hy is is maandag begrawe. gister, nee, die ander een, Wayne, die dokter kom ons, Hoe hy ook was. ja, kanker. Ons dankie vir daardie familie, Vader, en U sal vertroosting bring deur die Heilige Gees. Onthou, dis die Heilige Gees wat in ons is. Dis die Heilige Gees wat altyd by ons is. Jesus sit op die troon Ja, ja. as God, as ons advokaat, as ons hoëpriester, en ons weet wat sê die boek van Hebreërs. Ons hoëpriester is, hy deurgegaan, hy weet wat in ons is. En daarom kan ons deur hom na die Vader toe gaan. Hy sit daar as hoëpriester, nie as die hoëpriester van Aaron nie, maar as hoëpriester van die Melchisedek. Dit maak 'n verskil. So ons moet weet, wanneer ons bid, dan bid ons na die Vader toe, deur Jesus Christus. Maar as ons bid in die krag van die Heilige Gees wat in ons is, dan word dit gebeur. So, en dankie Vader, U klaar daardie versoek van Jackie verander. As hy by die huis kom, dan verwag ek, wie ook al die koffie maak, moet reg staan met 'n koppie koffie vir jou en sê, "Jo, Jacques, dat nou net iets met ons gebeur." Vir jou Pieter, dieselfde ding. Kan ek sê, ons is almal versadig, is niemand wat iets nog nodig het nie. Die Here het jou sommer klaar geantwoord, Peer. Ek dink een ding wat op baie hart is, en ek glo dit is vir elkeen van ons, is om die volheid in te gaan. Halleluja, Jesus vir elkeen van ons. halleluja. Dit wat daar geskrywe staan in die boek. Ja. Volheid wat hy het. Vir Ja. elkeen van ons. Kom ons bid net, ons vat net hierdie oomblik. Weet jy, Peer, dit is my begeerte. Ek dink net terug, weet jy, wat jy nou gesê het is so waar. Dit wat in ons is, kan jy onthou, die dag toe jy vir die eerste keer na Jesus toe gegaan. Ek meen, ek was 17 jaar oud. Ek het altyd, baie keer het ek net gewonder,
as ek doodgaan, ek wonder of ek sal hemel toe gaan of hel toe gaan. Maar 'n mens dink nie altyd daaraan nie. Maar een keer toe daar 'n groot, dit was groot nuus gewees. Ek was omtrent 14, 15 jaar oud. Toe sê hulle die wêreld gaan vergaan, vandag gaan die wêreld vergaan. En ek sal nooit vergeet, ek sit daar op die bankie vir die bus en wag om huis toe te gaan van die skool af. En dink ek, die wêreld gaan vergaan. Ek wonder wat gaan gebeur. Wonder wat gaan met my gebeur. Ek het 'n vol idee gehad van die wêreld gaan vergaan. Jesus gaan kom. Want jy hoor dit mos by die skool. En ek sit daar aan daai aand, lê ek in die bed en ek is vol vrees. Die wêreld gaan vergaan. 12 uur. En ek hoor 'n lorry ry. Ek dink, is dit dit? En toe dit 12 uur is, toe raak ek aan die slaap. Dit het nie gebeur. So daai vuur wat jy van praat, dit moet altyd in ons wees. Daai verlange. Bid vir ons daarvoor asseblief. Here, dankie dat ons net so in die teenwoordigheid Ja, kom en saamstem. Dit het ons nodig het. Here, ons kom vanoggend net met oop harte na U toe. Soos Marwie gesê het, dat ons wil nie dieselfde by daai deur uitgaan as wat ons hier gevoel het. Here, en ons vra vir die volheid, dit wat U vir elkeen van ons het. Here, dat U dit sal losmaak in ons lewe. Here, dat ons die vermoë sal hê om elke ding teen te staan, wat ons wil saai trek, wat ons wil wegtrek, wat ons wil teruggaan. Here, dat ons sal wil, daai vuur wat Marwie van praat, dat dit sal opvlam in ons, en dat ons sal inpres in dit wat U vir ons het. En ons, Here, Heilige Gees, ons het U so nodig, Ja, te lei in amen. die waarheid, die regte keuses te maak, die regte woorde te spreek, die regte dade te doen. Here, daar wat ons bid, onse Vader, laat U naam geheilig word. Here, laat elkeen van ons so leef, dat ons U naam heilig in hierdie wêreld. Want wie gaan U naam heilig? Amen. En Here, wie gaan U verheerlik? Ja. Ons nie, ons lewens U nie verheerlik. Ons vra vir daai volheid, die volheid wat U vir elkeen van ons bestem, daai grootsheid, daai greatness, Ja, wat U vir elkeen van ons bestem het, dat dit sal losgemaak word, en dat dit sal, soos Marwie gesê het, dat dit soos 'n brandende tornado deur hierdie wêreld sal gaan, elkeen van ons. En die vyand sal sy werke sal verteer. Hy sal doen wat U wil, is dat die koninkryk sal vestig ten volle soos U dit behaag. In Jesus naam. Amen, amen. Amen. Nog, amen. Nog so 'n oomblikie asseblief. Nog iemand, Boris, moet jy gaan of is jy reg? Ons bid. Amen. So getuig. Amen. Verlede week het ek daar gesit waar hom by die sit. En ja, ek slaap waar hom by die slaap gesit het. En ek het nog eens gedink ek sal reg wees vir die oggend maar. En ek bid, Here, gee my net 'n bietjie kans op daai masjiene dat ek hulle net op standaard kry. Ek het ander ou se gemors geërf. En ek kry en toe is dit Dinsdag. Waarom? Dit was nie hoor. Hulle kan maar 'n bietjie huis toe gaan, hulle het ons nog nie betaal nie. So van toe af doen ons maintenance op baie boere, behalwe nou gister was ek by 'n ander projek betrokke. En ek kon 'n bietjie rus en yes, dit was wel lekker geweest en dit is nou nie, hy's nou nie altyd goed en so as ander kontrakte gestop is en so nie, maar ek het daar 'n bietjie kans gekry en ek weet julle het my so jy sien vir die Here se oorgaan. Dan sê jy so. Dankie. Amen. Ek het terwyl Boris loop, wil jy iets gesê het, Boris? Ja, ek wil net vir julle sê, ek het so rukkie terug dat die Here vir my gesê, ons moet onsself gereed maak. Dat elkeen van ons, ek weet nie of julle die wat op my Facebook het julle gesien het, gesê dat God sê ons moet ons wit klere aantrek. Hy sê ons moet reg wees as hy gaan kom. So ons moet net besef, ons leef in die laaste dae. Ja. Ons kan sien die tekens wat God vir ons gegee het in die Bybel. Jesus, alles wat hy gesê het is omtrent voldoen. So daarom weet ons dat Vader een of ander tyd gaan hy vir hom oorhandig en sê, gaan haal my kinders.
So ek wil net vir elkeen vir julle sê, dat julle in julle harte moet regmaak, dit wat verkeerd is. As daar nog goed is wat jou pla, gaan sit by Jesus se voete, en praat met Jesus. Jesus luister altyd en hy sal doen wat julle vra. Hy sê dan, vra vir my Vader enigiets en ek sal dit vir julle gee. So moet nie bang wees om by sy voete te gaan sit. Ek weet julle is ook manne wat by die Here gaan sit en met hom praat. Maar die groot, daar sekere goed wat ons nog pla in ons lewe. En dit is die goede wat jy met in sy hande gaan lê, dat hy jou daarmee help. Menere en dames, ek sê nou vir jou, God help jou. Ek sê jou as jy weer sien, dan gaan dit net weg van jou af. Jy kan dit nie verstaan nie, maar dit val van die tafel af. En dan maande later kom jy agter, maar wie, ek doen dit nie meer nie. En dit is hoe ons moet wees by God. Ja. Jy weet, elke dag is 'n nuwe dag. Elke dag moet ons kruis opneem, saam met Jesus Christus. Ja. En dat is die grootste ding, is hierdie hart van jou. Wat jy sê, het jy 'n verwagting? Het jy 'n verwagting dat God gaan kom vandag? Het jy 'n verwagting om mense te gaan help? Het jy 'n verwagting, het jy 'n liefde vir hulle wat daar buite is? Dis waaroor dit gaan, dit is liefde. God is liefde. Ongelooflike liefde. Ek kan nie vir julle beskryf hoe lief het God julle nie. God het julle ongelooflik lief. Dis niemand niemand in hierdie wêreld kan dit beskryf nie. So groot is sy liefde om ons. Amen. En ons moet net weet dat daar gaan 'n tyd wees wanneer hy sy kinders kom haal. Of ek en jy in die graf is of nie. Ons lewe. Ons lewe in Jesus Christus, hy wat ons kom haal. Ons gaan met ons, ek sê vir jou, ek het elke dag het ek hierdie beroering in my, om te doen wat God wil hê ek moet doen. En ek wil julle moet ook daardie beroering in julle voel. Waar julle gaan, wat julle vir mense sê, hulle moet sien, dat die lig is in jou. Jy weet, baie keer gaan ons uit na die wêreld toe, dan sit ons lig hier onder die emmer, sodat die wêreld nie kan sien. Ons kan net in daai oomblik wil ons alles deel met hulle. Moet stop om dit te doen. Wees die lig waar jy gaan, wat jy doen, sodat mense kan sien dat jy 'n Godsman en 'n Godsvrou is. Amen. Amen. Okay. Dankie, dit is my wonderlik om vandag weer saam met julle te kan wees en net te kan weet dat hier sit manne en vroue van God wat werklik in hulle harte die uitleef vir wie hulle is in die Here. Amen. So dankie vir elke vanmôre en ja, ek sal ook my horlosietjie begin stel dat ek weer vroeër kan opstaan. So alles gaan nou goed op met my, ek kan nie kla nie en ja, ek werk weer en dit gaan goed en my vroukie hou nou op werk. Amen. Sy gaan weer begin uitleef in haar wêreld. En so ja, daar by ons gaan dit baie goed so. Ons net vir die Here daarvoor dankie sê. Amen. Ons gaan nou vir Lukas en Susan bid.